Vriende, julle kan julle Bybels oopmaak of nie, julle kan rustig net luister ook as julle wil. Lukas 9. Ons gaan daar, ons is in die begin van lydingstyd. Die lydingstyd is mooi uitgebeeld hiervoor. 'n Kers moet so 'n klomp blou draad of doringdraad omgedraai, wat seker bietjie die kruis, die doringkroon verteenwoordig. Die gesel daarbo, klomp spykers teen die hout wat hier staan. Baie dankie vir die uitbeelding. Dis baie mooi. Goed, Lukas, ons gaan daar van hoofstuk 9 bietjie saam lees. Vriende, met die Bybels oop, kom ons buig hoofde, dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie diens in U naam kon begin. Ons wil vra, Here, dat U woord nou met ons sal praat. Dat U woord hier grond sal vat in ons lewens en ons net weer kom oortuig van U waarheid. Van U woord wat soos 'n tweesnydende swaard selfs tussen siel en gees sny. Praat met ons, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ek gaan net so 'n bietjie agtergrond lees vir die gedeeltetjie wat ek wil lees. So ek begin by vers 18 tot 22, om net so vinnig vir ons daai stukkie te lees. Dit dien as inleiding vir vers 28, want vers 28 begin omtrent 8 dae later. So, kom ons lees gou eers vers 18 tot 22, dat jy net so 'n bietjie idee het waaroor dit hier gaan. Dis Lukas 9, so ons gaan nou 'n bietjie oor die plek in die boek praat ensovoorts ook. Op 'n keer terwyl Jesus eenkant besig was om te bid, het sy disippels by hom saamgekom. Toe vra hy hulle, wie sê die mense is ek? Hulle antwoord, Johannes die Doper. Party sê weer Elia en party 'n profeet van die ou tyd het opgestaan. Maar julle, het hy gevra, wie sê julle is ek? Toe antwoord Petrus, die gesalfde van God. Jesus het hulle uitdruklik belet om dit vir ander mense te vertel, want, het hy gesê, die seun van die mens moet baie ly, deur die familiehoofde, die priesterhoofde en skrifgeleerdes verwerp word, en hy moet doodgemaak word, en op die 3de dag opgewek word. Vriende, ons is in die begin van lydingstyd. Hoor wat sê Jesus hier in vers 21. Jesus het uitdruklik belet om te sê dat hy die gesalfde van God is. Jesus het uitdruklik belet om dit vir ander mense te vertel, want, het hy gesê, die seun van die mens moet baie ly, deur die familiehoofde, die priesterhoofde, die skrifgeleerdes verwerp word, en hy moet doodgemaak word, en op die 3de dag opgewek word. Daar sê Jesus het vir hulle. Nou is ons by ons teksgedeelte, vers 28. Omtrent 8 dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, het hy vir Petrus, Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om te gaan bid. Terwyl hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword. Wat is hy? Wat's fout al in? Dankie. Ok, ek lees weer van vers 28 af. Omtrent 8 dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, het hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem die berg op om te gaan bid. Terwyl hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword en sy klere skitterend wit. Skielik was daar 2 manne wat met hom praat. Dit was Moses en Elia.
Hulle het in hemelse glans verskyn en met hom gepraat oor sy uittog wat hy in Jerusalem sou voltooi. Petrus en die ander het intussen vas aan die slaap geraak en toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jesus en ook die twee manne wat by hom staan. Toe die manne aanstaltes maak om van hom af weg te gaan, sê Petrus vir Jesus: Here, dit is goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou, een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Terwyl hy nog praat, kom daar 'n wolk en gooi sy skaduwee oor hulle, en toe die wolk hulle insluit, het die disippels bang geword. Daar kom toe 'n stem uit die wolk wat sê: Dit is my seun wat ek uitverkies het. Luister na hom. Toe die stem praat, merk hulle dat Jesus alleen daar is. Hulle het hieroor stil gebly en in daardie tyd vir niemand anders enigiets vertel van wat hulle gesien het nie. Vriende, ek het dadelik gaan kyk in die direkte vertaling, hierdie 2020 vertaling, maar hoe word dit daar gestel? Word dit bietjie anders gesê, want as jy dit in Engels lees, is daar so hier en daar 'n woordjie wat anders beskryf word. So ek gaan tog die interessante gedeeltetjie so stukkie vir stukkie vir u, of van die gedeeltetjies weer vir u lees, net in die Engels. Nie Engels, in die direkte vertaling. Ongeveer 8 dae is dieselfde Johannes, Petrus en Jakobus. En terwyl hy besig was om te bid, het die voorkoms van sy gesig verander. Dis soos die Engels dit ook sê. Sy gesig, hoe hy lyk, hoe Jesus fisies lyk, die voorkoms van sy gesig het verander. En sy klere het helder wit geskitter. Nou van die vertalings sê dit baie interessant. Party sê sy klere was soos weerligstraal. Anders, daar's een vertaling in die Engels wat nou 'n lewende vertaling half is, wat sê sy klere was so skoon soos geen bleach dit in hierdie wêreld kan kry nie. Selfs nie, wat is hierdie ander goed, die persbottels, pink bottles, Vanish, selfs Vanish kom blykbaar nie daarby nie. Sy klere was werklik skitterwit geweest. Goed. Skielik was daar 2 manne wat met hom 'n gesprek voer, en dit was Moses en Elia. Hulle het in hemelse glans verskyn en met hom gepraat oor sy uittog wat hy in Jerusalem tot vervulling sou bring. En dan skrik Petrus wakker, hy weet nie wat hy sê nie. En toe die manne begin afskeid neem van Jesus, het Petrus gesê: Meester, dis goed dat jy hier was, kom ons bou 3 hutte. Terwyl hy nog praat, Petrus nou, kom daar 'n wolk en gooi 'n skaduwee oor hulle, sê die Grieks, en terwyl hulle in die wolk verdwyn, het Petrus bang geword. Die disippels bang geword. So die wolk gooi 'n skaduwee oor hulle, maar die volgende oomblik word hulle heeltemal ingesluit, hulle verdwyn in die wolk. Daar kom toe 'n stem uit die wolk wat sê: Dit is my seun, die uitverkorene. Vriende, kan jy aan enige ander plek in die Bybel dink waar iets soortgelyks gebeur? Is daar enige ander plek in die Bybel waar hierdie tipe ding gebeur? Ons sal so 'n bietjie moet soek. As jy na hierdie stuk begin kyk, dan ek het dadelik begin ontledend dink, wie gaan saam met Jesus? Wie is hierdie ouens? En dan as jy terugblaai in Lukas, hier by hoofstuk 4, dan staan daar dat Jesus het die eerste disippels gekies. Lukas 5 eintlik. En in Lukas se verhaal is Petrus in 'n boot besig om vis te vang, en dan sê Jesus vir hom: "Maar gooi die net uit," en dan sê hy: "Maar ons deel na gevang. Daar's niks vis in hierdie daarmee." Maar dan doen hulle dit, nou is soveel vis. En dan sê dit ook dat Zebedeus se seuns, Johannes en Jakobus, saam met hom in die boot was.
So hierdie 3 ouens is die eerste disippels van Jesus. Dis die eerste ouens wat geroep word. Ons is maar net by hoofstuk 9 van Lukas. Hoofstuk 4 word die disippels geroep. In hoofstuk 5 begin Jesus met sy prediking. Begin Jesus met sy aardse bediening. Ons is by hoofstuk 9. 4 hoofstukke. Kom ons sê 5, as jy 9 nou intel. 5 hoofstukke in, hier sê Jesus, maar die einde gaan kom. Hier sê Jesus vir hulle ouens, ek gaan Jerusalem toe, en daar gaan ek baie ly, en die seun van die mens gaan doodgemaak word, en hy gaan opstaan uit die doodheid. Vriende, en van hier af draai die verhaal. En as jy in die ander evangelies gaan kyk, selfde storie. Markus, die hele bediening van Jesus gaan aan en aan tot by hierdie punt. Tot by die verheerliking op die berg, dan draai die hele verhaal. As jy nou aanlees in Lukas, dan is daar een stukkie, en dan die volgende stukkie staan, Jesus wou direk na Jerusalem toe gaan. Daar was amper, jy lees amper 'n haas by hom raak. Hy moet nou in Jerusalem kom. God se plan moet tot volvoering gebring word. Vriende, hoekom kom lees ek hierdie stuk eerstens vir vandag? Ons as mense is ongemaklik met 2 dinge in die kerk. En dis deur die eeue, daar's 'n klomp ouens wat hieroor skryf, maar die kerk is in essensie 'n klomp sondige mense bymekaar, en soos 'n mens maar net is, ons is ongemaklik met 2 goed. Die eerste is ons eie toestand. Mense is ongemaklik met die gemors waarin ons verkeer. As jy begin praat oor ons toestand as mens, dan is ons in 'n gemors. Dan is daar 'n klomp goed waaroor ons ongemaklik is om te moet praat. Ons het die gesegde, elke huis het sy kruis, elke familie het sy kruise. Elke familie, daar's nie 'n familie wat volmaak perfek die mees voorbeeldige mense op aarde is nie. Jy kan met enigiemand gesels. Dit gaan net 'n tydjie vat tot jy by daai gesprek kom wat die persoon een of ander iets gaan sê van ja, hierdie is nou maar 'n hartseer ding, maar dit en dit en dit het gebeur. Of ek moet jou dalk hiervan vertel en dan deel daai persoon baie keer op 'n ongemaklike manier deel hulle met jou en dis vir hulle moeilik. Vriende, soveel so dat ons besef, maar jy moet versigtig hiermee omgaan, want dis algemeen. Almal van ons is in hierdie plek waar ons met die lewe worstel, en dis nie baie lank nie, dan kom daar 'n stuk gemors in die poposlaan die fan. Ons as mense is ongemaklik daarmee. Ons steek dit eerder weg, en ons probeer dit beheer, en in die kerk deur die eeue is dit al 100 keer probeer bekamp. Is die sondigheid van die mens al 100 keer bekamp. Toe ek net hier gekom het, toe nooi 'n klomp ouens my om saam met hulle te gaan bike ry. Ons het 'n Vrydag aand uitgery, Citrusdal se kant toe, en toe daarin na die plase toe, so lekker stuk sandpad, die laaste stukkie in na die plekkie toe waar ons oorgeslaap het. En toe sit nou 'n klomp verskillende ouens. Party ouens is in die kerk, ander ouens is nie in die kerk nie. Party ouens sê hulle is in die kerk, maar hulle kom nie daar nie. Klomp bikers, ons sit daar om die vuur. En nou begin gesels ons, en toe vind van die ouens uit, ek is 'n dominee. En onmiddellik die ongemak. En een van die ouens wat ek toe nou baie waardeer, is toe redelik eerlik. En iewers die aand toe sê net vir my, hoe kan jy dominee wees? Toe sê ek, wat bedoel jy? Toe sê hy, hoe kan jy 'n dominee wil wees en probeer keer dat mense sonde doen? En toe val hy amper van sy stoel af toe kom antwoord, en toe sê ek vir hom, ek kan nie minder omgee of mense sonde doen nie. Want dis nie my werk nie. My werk as dominee is nie om jou te keer om sonde te doen nie. Almal doen sonde. Soos jy dink, dis wat ek doen, opel as jy heeltemal verkeerd. Hy het amper van sy stoel af geval. Dadelik kon ek sien hierdie ding van, nou wat soos tipe dominee is jy dan nou? Want in hierdie ou se kop is dit die dominee se werk. As die dominee naby kom, dan praat ons bietjie anders, en dan vloek ons nie, of ons sê niks sleg nie, en ons doen niks nie, want die dominee verteenwoordig God dan nou, of die kerk. So dan is die maklikste, ons
tree anders op by die dominee of verder nog, ons begin vermy sekere dele want ons is ongemaklik daarmee. En hierdie persoon het net in eerlikheid, en ek het dit regtig waardeer, in eerlikheid uitgedruk hoe hy oor die kerk dink en ons kon 'n gesprek daaroor hê om te sê, maar ek is regtig nie daar om te keer dat mense sonde doen nie, want dis 'n nuttelose oefening. Jy gaan dit nie reg kry nie. Ek weet deur die eeue die kerk het probeer. En elke kort as ouens afstig in 'n huiskerk begin, dan is dit nie 100 jaar nie, dan hoor jy die volgende. Hulle mag nie een meer voorboding gebruik nie, so die kindertjies kom in stringe in 'n huiskerk. Tweedens, hulle mag nie meer hierdie produk gebruik nie, hulle mag nie meer daai produk gebruik nie. Derdens, almal se huise moet nou skoon gemaak word, want die duiwel is verskriklik oral baie besig. Vierdens, almal van hulle is in een of ander erfsonde en hulle moet nou bevryding ontvang. Vra vir my, ek was self daar. Ek was self een van die customers wat uit die NG Kerk het wou gaan en daai pad probeer stap het. Probleem is net, al hierdie huiskerkies val een of ander tyd in een of ander wettisisme. Hoekom? Want hier kom 'n klomp mense bymekaar en hulle probeer om meer geestelik te wees. Hulle probeer om reg te leef. En hulle kry dit nie reg nie. En dan is die volgende tree waaraan almal trap. Om 'n klomp wettiese reëls te begin intrek. En nou is die ouens nie altyd goed geskool in teologie ook nie. So hulle gaan gryp 'n klomp goed uit die Ou Testament en dan moet daai goed nou toegepas word. En dit gebeur nie net in huiskerke nie. Ek bedoel dit gebeur in gemeentes ook. Baie keer is daar ouens en dis ongelukkig altyd die ouens wat hulle wil voluit vir die Here gaan. Ek het so 'n oomie gehad in 'n vorige gemeente. Hy het my letterlik vir 9 weke elke week voor die diens getakel. Waaroor? Omdat ons nie vure op 'n Sondag mag aansteek nie, want hy het nie Ou Testament gelees. Jy mag nie 'n vuur aansteek op die Sabbat nie. Soveel so dat ek na die 9de week vir die ouens gesê het, ek kan nie meer nie. Ek het nou al hoeveel gesprekke met hom gehad en toe die kerkraad hom letterlik in gesprek gegaan, ons het briewe geskryf, ons het weer in gesprek met hom gegaan. Hy het ons nooit gehoor nie. Op 'n stadium sê hy vir ons, ja, maar by hom word dan nie kos gemaak nie. Sê maar ons weet dan nou daai ou het laas Sondag saam met jou gaan eet. Hoe het julle gemaak? O nee, hy het die ou spur toe gevat. Sy vrou mag nie op Sondag kos maak nie. Is dit nie 'n dubbelstandaard nie? Vriende, die probleem is net ons probeer die gemors van mense beheer en ons kry dit nie reg nie. Dis 'n siekte van die kerk deur die eeue. En daar's 'n fyn lyn en 'n fyn balans om te weet watter wette is nog aan ons daaglikse bestaan gekoppel, maar watter wette leef ons nie meer volgens soos in die Ou Testament nie, want as jy dit soos in die Ou Testament wil doen, toe die wette afgekondig was, daar letterlik gestaan, en op 'n Sabbatdag mag jy nie werk nie, as iemand dit doen, moet hy met klippe doodgegooi word. En dan besluit ons altyd waar ons die lyn gaan trek, want ek het nog nooit in een van hierdie huiskerke gesien, dat een mens met klippe doodgegooi is nie. So hulle trek ook iewers 'n lyn en besluit, maar ons gaan soveel wette toepas en verder nie. Ons almal doen dit. En ons moet daai ding gaan uitfigure en baie mense is ongemaklik met hoe werk die wette? Wat bedoel Kolossense met wat hy sê ons is nie meer onder die wet nie? Wat is al hierdie stories in die Nuwe Testament waar daar staan eet die onrein diere, slag en eet, daai beeld wat ek dink Petrus sien van hierdie onrein diere wat op 'n doek hardloop en dan sê die Here vir hom eet, slag en eet. Dis nie wat by jou mond ingaan wat jou onrein maak nie, maar wat daarby uitkom. So daai ding moet ons vir onsself uitwerk en daar's 'n balans om te kry van wat is die beginsels wat ek volg, watter beginsels moet ek vir myself uitmaak. Soos die Sabbat een van hulle. Want Paulus sê op 'n stadium baie duidelik, sekere mense hou elke dag, ander hou is elke dag heilig en vir ander is 'n sekere dag. Daar's ander tekste wat sê, maar die Sabbat is vir die mens om vir hom daar te wees. So daar's 'n klomp goed om te sê oor hierdie goed. Die tweede ding waarmee ons baie ongemaklik is. En dit sal dalk as 'n bietjie van 'n verrassing kom. Vriende, ons is ongemaklik met God. Ons sit hier, want ons kom kerk toe. Ons is hier vanoggend, want ons wil iets kom beleef van God se grootheid. Navorsing wys 2 goed waaroor mense regtig kerk toe kom. Vir die koinonia, vir hierdie saamwees as gelowiges. En die tweede ding is iets oor die misterie van God. As ek in 'n diens was waar ek iets beleef het van God se grootheid, dan is dit vir my goed.
En tog, die kerk en die mens in sy toestand is ongemaklik met God se misterie. Ons is ongemaklik met God se grootheid. Ons vat dit, maar in baie klein happies en wat maklik verteerbaar is. As God in sy grootheid hier moes verskyn, wat sal gebeur? As ons moes beleef wat Jakobus, Johannes en nou Petrus daar op die berg beleef het, dink julle sou daaroor gepraat het? Hierdie ouens wat saam met Jesus geleef het, kies om vir die volgende tyd, en ons weet nie vir hoe lank nie, maar vir die volgende tyd het hulle nie hulle monde opgemaak oor wat op daai berg gebeur het nie. Wat sou die redes wees? Hulle was beslis ongemaklik daarmee. Tweedens, hulle was ongemaklik om dit vir die ander disippels te moet vertel, want wat sal hierdie mense van ons dink? Vriende, ons in die kerk wil hê dinge moet beheerbaar wees, dinge moet mooi, ordelik wees, dinge moet alles onder beheer wees. Maar ons glo die helfte van die goed in die Bybel nie regtig nie. Ons lees net in die stukkies voor dit van die bose geeste en hoe die bose geeste uitgedryf word. Ek gaan dit nou nie doen nie, maar as ek sou vra, wie van julle dink daar is regtig iets soos bose geeste? Dan is ek seker dis 'n klomp mense wat hulle hande sal opsteek en sê, nee, is dit nie iets van die Ou Testament nie? Vriende, ons is baie gemaklik in die westerse wêreld, en dis nie oor dowenete nie, dis oor die evangelie. Dis oor die feit dat daar in 1 Korintiërs 7 staan, as selfs net die man of die vrou in 'n huisgesin 'n gelowige is, dan word die hele huisgesin by God aanvaarbaar. Daar kom die hele huisgesin onder God se beskerming. En dan het hierdie goed nie toegang in hierdie huisgesin nie. Maar dele van ons land, waar dit nie heeltemal die orde van die dag is nie, maar daar Hindoe tempels en moslim moskeeë oral rond staan, daar is dit 'n ander storie. Daar sal daai ouens vir jou goed vertel wat jy nie gaan glo nie. Bose geeste is 'n realiteit, maar die kerk en ons doopbelofte, dat ons in die kerk ingelyf is deur die doop, dat ons onder hierdie beskerming van Christus leef, beskerm ons op 'n manier wat ons nie eers elke dag besef nie. Die van julle wat al deur Durban gery het, miskien deur Stanger of een van daai dele, sien al hierdie huisies het sulke lang riete op met 'n ou vlaggetjie aan. Dis vir die god Hanuman wat hulle dit doen. En dis 'n lang riet, dis 'n gewone riet, jy kan hom vat en hom knak. Daai ou gaan en hy betaal 'n magdom geld by die tempel en hy gaan koop daai riet by die priester en daai riet is klaar met hulle goed geseën. Dan vat hy daai riet huis toe, dan nooi hy sy vriende, want dis 'n hoogtepunt in sy geloof. En dan party hulle en hulle vier hierdie oomblik. En dan gaan daai persoon in 'n demoniese toestand. En van my vriende wat dit al gesien het my letterlik gesê, Gerard, hulle gesigte trek in die vorm van 'n bobbejaan. 'n Mens se gesig begin lyk soos 'n bobbejaan sin. Dan klim hulle daai 5 meter stokkie uit. 'n Man met sy volle gewig, dat daai stok nie so maak nie. Dan gaan bind hulle die vlaggie self bo in die stok vas. Dan klim hulle af en dis die seremonie. Dan vat hulle daai stok en hulle plant hom by hulle huis. En by baie van die huise staan daar 4, 5, 6, 7, 8 van daai stokke. Die van julle wat al deurgelei het, as julle ooit deur Stanger ry so 'n bietjie deur die woonbuurt en kyk hoe staan hierdie vlaggies by huise. Dan weet jy dat daai mense is onder hierdie wêreld vasgevang. En dan praat jy met 'n Hindoe gelowige wat uit daai wêreld uitgekom het. En dan is hulle angsbevange om terug te gaan soontoe. Ek het een keer met dit te doen gehad in my lewe en ek sê dit eerlikwaar, ek kies dit nie. Dis nie speletjies nie. En as jy ooit by 'n huiskerk of by iemand kom wat
te lekker rondloop met die goed van, nee, ons dryf demone uit, dan begin glimlag ek sommer, as ek nie sommer uitbars en lag nie. Want daai selfe ou sal hardloop dat sy beentjies krom raak, die dag as hy regtig met 'n demoon te doen het. Ek het in my eerste gemeente daarmee te doen gehad, met iemand wat besete was. Vriende, ek het vir maande nagmerries gehad daarna. Dit was nie lekker nie. Hier's goed in ons wêreld wat groter is as wat ons wil erken of wat ons dink. Maar dieselfde is waar van ons God. Ons God, die een wat ons aanbid, is groter as wat ons wil erken. My vriende, ek is heeltemal vir rustiger kerkhou. Ek is heeltemal vir, kom ons raak kalm, kom ons dien die Here, maar doen dit in jou hele lewe, en jy sal dit keer op keer by my hoor, en ek sal baie keer moedswillig wees en goed sê van die kansel af, om al mense te skok, om hulle te laat besef, maar my lewe moet een stuk lewe vir die Here wees. Daar moet nie dele wees wat vir die Here is, en dele wat vir ander dele van my lewe is. Daar moet nie danskerk en werk wees nie. Kerk moet nie net een afdeling wees, maar werk en dans is die duiwelse nie. Een ou tannie het dit gesê, sê ek sal my hande, dominee, vir die kerk deurwerk, maar hierdie voete sal ek vir die duiwel deurdans. Want daar was 'n tyd toe ons so gedink het, dans is sonde, en as almal Saterdag dans toe gaan, dan weet hulle doen nou sonde. En dan dans hulle maar so skelm, môreoggend in die kerk sê hulle weer jammer, maar hulle is maar eintlik baie lief vir dans. Ek is so bly ons is verby daai tyd. Vriende, die probleem is net, ons leef in 'n tyd wat almal iets te sê het oor spiritualiteit. En moenie dink, jy maak die internet oop en iemand praat van spiritualiteit en hy praat van jou God en spiritualiteit rondom jou God nie. Moet dit nie dink of aanneem nie, want die kans is dat hy van heeltemal 'n ander spiritualiteit praat. Hindoesties, boeddhisties, agnosties, Islam, daar's 'n beweging in Islam wat vreeslik spiritueel is. En jy kan nou goed sit en luister vir 'n hele lang tyd en dink jy luister na 'n Christen boodskap, tot jy op 'n stadium hoor die ou bid, maar hy bid nie na Jesus nie, hy bid na iemand heeltemal anders, en dan klik jy, maar die goed klink aan so nice. Het ek nou regtig fout gevind met enige van hierdie spirituele goed wat hy gesê het? Ons leef in 'n wêreld waar almal iets oor spiritualiteit te sê het. Maar ons leef in 'n wêreld waar selfs die kerk nie meer heilig is nie. Toe ons kinders was, my ouderdom ouens wat nou 50 is, het ons nog iets daarvan beleef, dat daar plekke was, waar die hare so 'n bietjie regop begin staan het, as jy daar inkom, want daar was 'n heilige vrees vir God, en daai ding is besig om te verdwyn by die oomblik. Goed word algemeen gemaak, goed word wegverklaar, maar die aanslag is groter as dit, want die aanslag wil eintlik vir ons begin sê op 'n stadium, daar moet niks ervaring van heiligheid van God wees nie, dit moet so ver as moontlik doodgevee word, want dan die volgende sin wat jy vir mense kan sê is jy nie besig om hierdie geloofsding uit te dink nie? Is jy nie besig om dit wat jy nou oor geloof glo, sommer uit jou, dis man alles net gedagtes man. Jy sien, as ons glad nie meer 'n ervaring van die heilige het nie, dan het ons 'n probleem, en hierdie proses kom nie van gister af nie, dit kom al oor 'n paar dekades, indien nie 'n eeu of 2 nie. Ek het onlangs die boekie Iron John deurgelees van Robert Bly, deurgewerk eintlik, nie deurgelees nie, en hy vat uit alle gelowe uit. Weet jy wat sê hy, en hy doen dit, dis nie 'n Christenboekie nie, maar al die ouens wat Wild at Heart skryf en hierdie ander Christenboeke, hy sê op 'n stadium almal dat hulle het daai boek gelees, toe besluit ek, maar ek het ook nodig om hom te gaan lees. Weet jy wat sê Robert Bly op 'n stadium? En dan praat hy sommer oor die Griekse gode en dit wat ons nou so op TV, al hierdie Marvel flieks en goed wat ons kyk, wat alles met die Griekse godendom te doen het. Zeus en Thor en al hierdie goede, dis alles die Griekse mitologie, die Griekse godsdienste, daai tyd toe die Romeine in beheer was, dis die goed waarna hulle geglo het. Daar's 'n klomp gode daarbo en die mense is hier onder en daar's nog demigods, halfgode en al die goede. Dit is absoluut die Griekse godsdienst. Hierdie ou tydse oer-Griekse geloof. Wat het hulle geglo?
Nee, hierdie gode is hier en ons is mense en al die dingetjies. Maar vriende, Robert Bly skryf dat daai gode lê soos glasstikkend geval op die sypaadjies. En as jy by jou huis uitstap vandag, dan loop jy oor die glasstikke van die gode van die verlede. En dit stop nie by die Griekse gode nie. Hy sê eintlik, ouens, die Christen God, die Joodse God, die Moslem God, die Griekse gode, die mensdom is in 'n rigting op pad, waar die idee van 'n God op die sypaadjie stikkend lê, en ons trap oor die glasstukke op pad werk toe. Hierdie goed het my getref en diep getref. Hoekom? Want is hy so verkeerd? Is ons nie besig om teen 'n spoed geprogrammeer te word om weg te kom van God se godheid nie? Vriende, daar's 2 plekke in die Bybel waar iemand se gesig begin skitter wanneer hy met God praat. Die eerste is Moses. En Moses wat in die berg opklim, daar kan dalk in die Ou Testament nog 1 of 2 wees, maar ek het 2 gekry. Moses klim in die berg op. Hy's daar by God wanneer God vir hom die wet gee. En nou weet jy die hele storie, hy kom af van die goue kalf en word stikkend gegooi en alles. Maar daar staan 'n bietjie verder, ek dink hier in Genesis 34, dat Moses kom af van die berg af, en hy het nie besef dat sy gesig skitter nie. Hy kom stap daar by die volk aan, en hy het nie 'n idee gehad, dat omdat hy in God se teenwoordigheid was, het sy gesig begin skitter nie. Voor dit, in hoofstuk 19 in Exodus, waarsku God vir Moses en sê, Moses, ek is op hierdie berg. Moenie waarsku die volk, dat hulle nie hierdie drempel breek nie, dat hulle nie oor hierdie punt na my toe kom nie, want God weet, die mens wil baie keer maar die berg opklim, en gaan kyk vir homself, hoe lyk God? Waarsku die mense, dat hulle nie oor hierdie drempel kom nie, want as hulle doen, sal ontsettend baie van hulle sterf. Dit staan in Exodus 19. Dan laat die Here vir Moses opkom teen die berg. Moses is 40 dae daarbo, hy het vir 40 dae nie geëet en gedrink nie. Hy kom van die berg af, en hy besef nie, dat sy teenwoordigheid in die Here, by die Here die volgende effek gehad het nie. Ek lees vir ons, Exodus 34, vers 5 tot 7. Die Here het in 'n wolk afgekom, daar by Moses kom staan, en die naam die Here uitgeroep. Terwyl hy by Moses verbygaan, roep die Here, ek, die Here, is die barmhartige, die genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken kinders en kleinkinders die sondes van vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag. En dan by vers 29-30. Moses was 40 dae en 40 nagte by die Here. In die tyd het Moses geen kos geëet of water gedrink nie. Hy het die verbondsbepalings en die 10 gebooie op platlippe geskryf. Toe hy van Sinaï berg afgaan met die 2 platlippe in sy hand, was hy nie daarvan bewus dat sy gesig blink geword het terwyl die Here met hom gepraat het nie. Toe Aaron en die Israeliete opmerk dat sy gesig blink was hulle bang om rondom hom te kom. En dan in die volgende paar verse staan daar hoe hulle 'n plannetjie maak. Hoe Moses sy gesig toegooi met 'n doek. En dan wanneer hy voor God gaan, dan lig hy die doek en dan praat hy weer met God en dan kom hy terug na die volk toe en net dan wanneer hy met hulle praat, lig hy die sluier, maar sy gesig straal. Maar hulle is so ongemaklik met hierdie heiligheid wat van hom af uitstraal van God. Hierdie ding wat op sy vel neergeslaan het en uit hom uitstraal, dat as Moses in die kamp rond beweeg, moet sy gesig bedek wees, want hulle is bang vir hom. Vriende, en dan loop die Ou Testament aan, en dan kom Psalm 2, en Psalm 2 vers 7 sê iets oor die Messias wat moet kom. En dan kom Jesaja 42 vers 1, en Jesaja 42 vers 1 sê iets oor die Messias wat moet kom, en hierdie Messias word oor en oor voorspel. En dan kom hierdie Messias, en hy word gebore volgens die beloftes.
En net voor hy met sy bediening begin, gaan hy in 'n rivier in, hy word gedoop, hy kom op die kant van die rivier, en die volgende oomblik praat God uit die hemel uit. En hy sê, hierdie is my geliefde seun, in wie ek welbehae het. En dan 4 hoofstuk verder, in Lukas, klim die Here teen 'n berg op, en hy praat met sy Vader, en terwyl hy besig was om te bid, het die voorkoms van sy gesig verander, sy klere het helder wit geskitter. Skielik was daar 2 manne by hom. Op hierdie stadium is Moses al om en by 1400 jaar oorlede. En Moses kom praat met Jesus. In hemelse glans staan daar. Elia, so bietjie minder, om en by 800, 700 jaar oorlede gewees teen daai tyd. En Elia, saam met Moses, kom praat met Jesus, en Engels sê dit baie mooi, oor sy exit strategy. En Afrikaans sê dit oor sy uittog uit Jerusalem uit. En net daarna lees ons hoe op pad is Jerusalem toe, hoe hy 'n intog in Jerusalem het. Wat bedoel hulle met die uittog? Die uittog na die hemel toe. Hulle kom praat met Jesus oor dit wat voor lê. Voor Jesus se bediening praat God. Dan is hy besig met sy bediening, en dan sit hierdie oomblik op die berg, en nou kom praat God 'n tweede keer. Want terwyl Petrus nog sê wat hy nie verstaan, selfs hy sê nie, terwyl hy nog praat, het 'n wolk sy skaduwee oor hulle gegooi, en die wolk het hulle ingesluit. Terwyl hulle in die wolk verdwyn, het die disippels bang geword. Daar kom toe 'n stem uit die wolk wat sê, dit is my seun, die uitverkorene, luister na hom. Nadat die stem gepraat het hulle Jesus alleen aangetref. Hulle het stil gebly en vir niemand in daardie tyd vertel wat hulle gesien het nie. Vriende, die God wat ons aanbid, die God wat ons dien, is nie my en jou maatjie nie. Die God wat ons aanbid, die God in wie se geskiedenis ons ingeskryf is nie my en jou pel nie. Ja, hy's 'n genadige God. Ja, hy nooi ons om ons Vader te word. Ja, ons mag homself aanspreek as Abba Vader. Ons mag Jesus enige tyd aanbid. Ons mag enige tyd met Jesus praat, en Jesus vul hierdie heelal deur die Gees. Maar vriende, as dit gaan oor wie hy werklik is, hy's nie my en jou pel nie. Hy's nie hier jy, of 'n sommer so nie. Hy's deel van 'n goddelike realm. 'n goddelike realm wat vir jou en my woordloos, spraakloos en aan die bewe sal los as ons iets daarvan moes sien vandag. As jy vandag iets moes sien hiervan, sou jy heel moontlik soos die disippels hier uitgestap het en gesê het, ons praat nie oor wat ons vandag gesien het nie. Vriende, ek het vandag hierdie boodskap gebring omdat ek net weer iets wil terugdra van die heiligheid van God. En dat ons besef in hierdie lydingstyd, dit is nie sommer hier jy wat besluit het hy sal vir 'n klompie mense doodgaan aan die kruis nie. Hierdie Jesus was die geskenk van God op die regte tyd vir die sonde en die gemors van die mensdom. Sonder hom is daar geen kans ooit op enige kans vir verlossing nie. Amen.